ons tema wat ons vanoggend by gaan stil staan is, nie baie vaders nie. Ja, dit is goed dat julle stil bly. Ons sal aan die einde begin ons bietjie die amens optel, né? Julle hoor, so julle kan nou nog stil bly, maar hier teen die einde moet julle bietjie begin. Amen. Julle weet mos, wie is dit daai oom wat sê amen? Daar's hy. So dan julle weet mos hoe werk dit. Goed, so kom ons lees 1 Korintiërs 4 vers 14 tot 16. Ek gaan die 53-33 vertaling eers lees. So, ek skryf hierdie dinge. Ekskuus, ek is nog steeds aan die lag. Ek moes nie so hard gelag het nie. Ekskuus, ek skryf hierdie dinge om julle, nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Paulus skryf hierso, hy skryf aan die gemeente in Korintiërs. Dis die eerste brief wat hy vir hulle skryf. Hy sê, volgende vers, want al sou julle 10.000 tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie, want in Christus het ek julle vader geword deur die evangelie. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. Amen. Paulus skryf hierdie gedeelte in 1 Korintiërs aan 'n gemeente wat baie predikante het. Apollos was daar gewees. So nou begin daai gemeente bietjie sekere standaard goedjies verleer. Hulle begin bietjie verleer wat is vaderskap. Hulle het baie goed. Hulle is ryk en hulle is op 'n ander geestelike vlak. Hulle ken mos hulle is op 'n ander geestelike vlak. Nou kom Paulus en hy sê vir hulle, ek vermaan julle. Weet julle dat waarheid sonder liefde bring veroordeling. Dit bring skaamte. Maar wanneer jy iemand vermaan in liefde, bring dit bevryding en dit bring 'n lewe, 'n rigtingwyser. Nou kom Paulus, hy sê vir hulle, ek vermaan julle, volg my voorbeeld. Kom ons lees wat sien wat sê die Amplified gedeelte. Hy sê, I do not write these things to shame you. Hoor sy vaderhart. But to warn and advise you as my beloved children. For even if you were to have 10,000 teachers to guide you in Christ, yet you would not have many fathers. Nou verduidelik hy daai vaderskap. Hy sê, who led you to Christ and assume responsibility for you. Nou gaan hy aan, hy sê, for I became your father in Christ Jesus through the good news of salvation. Vers 16, so I urge you, be imitators of me, just as a child imitates his father. Nou ek weet nie van julle nie, maar ons lewe in 'n tyd waar daar baie stemme is. Ek weet nie van julle nie, maar Facebook is nogal besig. TikTok maak video's met allerlei slim praatjies en hulle vertel ons allerlei goedjies en hulle sê vir ons allerlei goeters. Daar's baie video's, daar's baie predikante, daar's YouTube video's, daar's soveel goed wat in die wêreld op die oomblik aan die gang is. As jy wil weet hoe om te leef, kan jy net jou foon oopmaak en jy kan net scroll. As jy wil weet wat om te glo, maak jou foon oop en scroll. As jy wil weet hoe om jou kinders groot te maak. Julle is almal ordentlik, julle doen dit mos. Ek weet nie of julle weet nie, julle foon het so 'n app wat sê hoeveel tyd jy op social media spandeer, hoor. So jou kinders gaan check dit. Jesus, my pa's baie op Facebook, hè? My ma's baie op Instagram of whatever. So in vandag se tyd leef ons in 'n wêreld met baie stemme, julle. Ons leef in 'n wêreld waar baie mense baie dinge te sê het. Baie opinies het. Ja, amen. Post net iets op Facebook. Dan kry jy daai keyboard warriors. Ja, hulle is reg. Hulle is reg om vir jou of reg te help, of hulle is reg om jou aan te moedig, of hulle is daar om jou te kruisig, of hulle is reg om iets te doen. Mense met baie stemme, daar's baie stemme daar buite. As baie mense wat goed het om wat hulle wil sê en wat hulle voel hulle die reg het om te sê. Maar Paulus kom en hy sê iets baie interessant. Hy sê, julle het baie tugmeesters. Duisende mense wat julle baie dinge oor Christus kan leer. Leer julle nie baie goed op social media van die Here nie? Amen. Ons doen. Ons is altyd besig daarmee.
ander vertaling sê leermeesters, maar kom Paulus in hierdie skrifgedeelte, hy sê nie baie vaders nie. Paulus sê daar is baie leermeesters, daar's baie mense wat praat, maar daar's baie min mense wat verantwoordelikheid vir jou sal vat. Julle in prinsipie is dit vir my die grootste probleem met mense wat net TV kerk gaan. Kom ek sê vir julle, daar's niemand wat verantwoordelikheid vir jou vat nie. Amen. Vir my is dit die grootste probleem van ons tyd. Is jy stuur 'n woord uit, maar daar's geen vaderskap nie. Daar's nie iemand wat kan sê, o, ek het jou lief en ek sien dit wat jy doen is nie reg nie. O, ek sien dat dit gaan swaar met jou. Kom ons gaan drink bietjie koffie of iets. O, ek sien yesterday, ek sien jou kind het iets gewen. Ek is so trots op jou man. Jy's baie geluk man. Ek is bly saam met jou. O, ek sien dit gaan in jou lewe aan. Ja, ek is opgewonde saam met jou. O, ek hoor julle het bevordering gekry. Ja, ek sien julle het. Daar's min mense daar buite wat bereid is om verantwoordelikheid vir jou te vat. Die vraag is vanoggend nie of bou jy nie, maar wat bou jy? Dis die volgende vraag wat ons moet vra. Daar's 'n groot verskil tussen 'n instrukteur en 'n vader. Daar's 'n groot verskil tussen 'n leermeester, 'n tigmeester en 'n vader. 'n Instrukteur gee inligting. Ja, ons kry baie inligting. 'n Vader bou 'n lewe. 'n Instrukteur sê, hier is hoe dit werk. Julle weet mos nou. Hulle sê vir ons hoe werk dit. Hier is hoe dit werk. 'n Vader sê, kyk, kom, ek wys jou hoe om te leef. Paulus sê, ek het julle nie net geleer nie. Paulus het baie onderrig gegee onder die gemeentes waarin hy gegaan het, maar hy sê, ek het julle nie net geleer nie, hy sê, ek het julle vader geword, want vaderskap is nie net woorde nie, dis bouwerk. Elke bouwerk begin klein. Niemand begin met 'n voltooide gebou nie. Jesus het gesê, die koninkryk van God is soos 'n saad. Iets wat klein begin, maar wat groei tot iets groot. Net so werk vaderskap. Wanneer 'n vader in iemand se lewe inkom, kom hy nie net in sy teenwoordigheid nie. Hy kom met saad. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar elke gesprek is 'n saad wat gesaai word. Elke oomblik, elke reaksie is 'n saad wat gesaai word. Elke besluit wat jy neem is 'n saad wat gesaai word in iemand se lewe in. Selfs dit wat jy nie sê nie, is 'n saad wat gesaai word. 'n Vader plant met alles wat hy is. Hy plant woorde. Hy plant woorde soos ek is trots op jou. Of jy gaan dit nie maak nie. 'n Vader plant waardes. Hy sê vir jou wat is belangrik en wat is reg en verkeerd. Hy plant dissipline. Ek weet nie van julle nie. Dissipline beteken nie net straf nie. Dis ook 'n aanduiding om watse rigting om te gaan. Dis hoekom ons dissipline toepas. 'n Vader plant geloof. Hoe om God te vertrou en hoe om te bid. Hy plant karakter wat integriteit en eerlikheid en deursettingsvermoë weerspieël. 'n Saad werk onder die grond. Jy sien dit nie dadelik nie, maar dit beteken nie dat dit werk nie. 'n Vader kan jare lank saai en eers later die vrug sien. Weet julle dat vanoggend sit die mense in wie se lewens daar lank terug gesaai is. Daardie saad het wortel geskiet en dit het opgekom. Daardie saad leef vandag nog. Daar was 'n oomblik of 'n gesprek of 'n gebeurtenis wat in jou lewe gebeur het. En die slegte nuus is, dit was nie alles goeie saad nie. Daar is ook slegte saad. Alle saad is nie goed nie. Vandag is die mense wat iets onthou van iets wat hulle paas gesê het of iemand in hulle lewens oor hulle gespreek het. Ooms, tannies, mense. 'n Woord. Daar's 'n leuen wat in jou lewe geplant is. Maar daardie saad het ook gegroei. Dit het gelei tot vrees en verwerping en onsekerheid en tot twyfel. Of saad nou goed is en of dit sleg is, dit het gegroei.
Daarom moet ons besef hoe ernstig vaderskap is. 'n Vader bou, maar hy bou net met die saad wat hy saai. En daardie saad word 'n oes. Ek wil nie stop by die slegte nuus nie. Ek wil vir julle sê, daar's goeie nuus. Daar's goeie nuus. God is 'n goeie landbouer. Hy kan enige tuin omspit en onkruid uithaal en hy kan nuwe saad inplant. Ek wil vanoggend vir jou bemoedig en vir jou sê, hou goeie moed. Daardie saad wat in jou lewe gesaai is deur ander mense, wat alreeds 'n groot boom in jou lewe is, wat 'n vesting is. Ons leer in hierdie tyd oor strongholds. Daardie saad kan afgebreek word. God is by vermoë om 'n goeie saad in jou lewe te saai. God is by vermoë om mense op jou pad langs te stuur wat kan goeie saad in jou lewe kan saai. Hou goeie moed. God kan nuwe saad plant. Daar in Pretoria het ons 'n boer gehad. Wat vir my altyd interessant was, hy het elke jaar, dan sê hy vir ons, hierdie jaar was die oes sleg, of hierdie jaar was die oes goed. En dan sê hy vir my, weet jy wat is die goeie ding van 'n boer? 'n Boer moet binne 'n jaar moet hy besluit, hoe gaan hy hierdie oes anders aanpak. Daar's nie tyd om op 'n hoopie te sit en te sê, ek het nie gekry wat ek wil hê nie. Hy moet onmiddellik, na daai oes ingekom het, moet hy begin dink, wat kan ek verander? Die goeie nuus is, in jou lewe is dit net so. As jy sien daar's slegte saad wat gesaai is, God is by vermoë om dit te kan herstel. Hy kan die grond omspit, daar kan nuwe saad wees wat kan opkom. Ons het die vermoë om God se woord in te neem en ook daaruit te kan lewe. Jy kan vanoggend jou land omspit en kies om toe te laat dat God se woord in jou lewe ander saad kan inplant. Ek wil vandag vir jou sê, dis hoekom God se plan ook altyd familie was. Ons sit vanmôre hier as 'n kerkfamilie. Besef julle dit? Besef julle God se familie se plan was nog altyd familie. Die kerk is nie net 'n plek van hoor nie. Ons sit vanoggend hier, ons hoor, maar die kerk is 'n plek van bou, van plant, van water gee, van nat word, van opgroei. God se plan was nog altyd 'n familie. Die kerk is nie net 'n plek waar ons bymekaar kom nie, maar ons bou. Dink aan wat Paulus altyd na ons verwys. Hy sê kinders, hy sê broers, hy sê susters. Want in die koninkryk van God bou ons mekaar. Gemeente, hallo daar julle. Ons, God het bouers nodig. God het bouers nodig. Hy het nie nog stemme nodig nie. Hy het nie nog raadgewers en tugmeesters nodig nie. Hy het stemme nodig. Hy het bouers nodig. Kyk bietjie gou vir ons na hierdie video. Those who go to church for the first time, those who walked in on their own is only 6 to 8%. There's a church, I want to go to church. 6 to 8%, okay? Nobody invited them. Invited by organized evangelism. That's like when your pastor makes you get up on Saturday and you go knock doors or you do something together organized. 2 to 6%. We're still going to do it. We're not going to leave it out. Don't get me wrong. Attracted by the pastor or church programs. 8 to 10%. Attracted by the pastor. 8 to 10%. Invited by a church or relative. By a friend or relative. 75 to 85%. 75 to 85% of the reasons why someone walks into a church building is not because of your pastor. It's because of you. They need the connection. They need someone sitting next to them who says, hey, I've got peace. I've got joy. Do you want some? Ons het bouers nodig. 75 tot 80% van mense wat kerk toe kom, is as gevolg van iemand soos jy. Wat besluit het om te bou. Wat besluit het om die verantwoordelikheid op te neem. Manne, ek wil julle aanmoedig. Hou aan bou. Bou in gesinne, bou in ander mense, bou in jou geloof, bou in kinders, bou in jong mense se lewens in. Manne, hou aan om te sê,
volg my soos ek Christus volg. Paulus klink baie arrogant wanneer hy vir hulle sê, volg my. Want sy lewe was iets wat nagemaak kan word. Vanoggend wil ek vir jou vra, bou deur jou voorbeeld. Dit is vaderskap. Wees my navolger. Moenie net na my luister nie, maar kyk hoe leef ek. Kyk hoe leef ek. God vra nie perfekte mans nie. Hy vra nie perfeksie nie. Hy vra dat jy sal bou, solank as wat daar lewe is, dan is daar tyd om te bou. Bou met jou woorde, bou met jou tyd, bou met jou teenwoordigheid. En ek wil vir julle dit sê, dis nie net 'n biologiese vaderskap wat tel nie. Daar's vanoggend manne, vroue, mense in hierdie gebou, wat in ander mense se lewens ingebou het, wat bereid is om in ander mense se lewens in te bou. Paulus was nie 'n biologiese pa nie, maar hy noem Timoteus tog sy seun. Want hy het geglo daaraan om in mense te bou. Daar is mense hier wat iemand nodig het om in hulle lewens te bou. Statistiek het bewys in Suid-Afrika, en ek wil vir julle sê, dis 2024 statistiek, dat in die Oos-Kaap slegs 19% van kinders word groot met albei hulle biologiese ouers in die huis. In die Oos-Kaap is dit hoër as enige ander plek. Die res van die land is 35%, 34%. En dis nie net omdat paas daar hulle geabandon het nie. Ekonomie het gemaak dat ouers moet wegwerk. Hulle moet op ander plekke werk. Ekonomie en baie ander dinge het gemaak dat die lewe net so is. So wanneer jy na 10 kinders kyk, kan ek nou vir jou sê, daar's 2 van hulle wat sonder 'n pa groot word. Dink julle nie daar's genoeg mense daar buite, genoeg kinders wat vaders nodig het nie? Iemand wat bereid is om te kan bou, om te kan investeer, om te kan gee. Nie net geld nie, maar tyd, effort, lewe. Hulle lewe te kan neerlê vir ander mense. Ek wil vir julle vra, wanneer julle bou, vra die vraag af, wat gaan bly staan? Bou jy 'n lewe, skep jy leemtes. Bou jy in geloof, skep jy verwarring. Bou jy jou identiteit, skep jy onsekerheid. Want lank nadat ons stil geword het, en ons nie meer praat nie, en niks aangaan nie, gaan ons bouwerk praat. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. In my lewe werk dit ook so, as my ma of as iets gebeur, dan sal ek sê, my ma het altyd gesê, sy het so 'n paar interessante gesegdes. Een van hulle is, elke ou soen sy vrou op sy eie manier. Sy het altyd vir my gesê, dan sê ek vir haar, kyk daai 2, hulle is getroud, maar hierdie, ek verstaan nie dit nie. Dan sê sy vir my kind, elke ou soen sy vrou op sy eie manier. Nou, 'n ander gesegde wat sy ook het is, vanaand as die huis se deure toe gaan, dan dis wanneer jy eers weet wat daar aangaan. Niemand van ons weet wat in 'n huis aangaan totdat die deure toe gaan nie. So ek het altyd dit onthou. Daar gaan sulke goed wees wat in jou lewens ook gaan gebeur, wat jy in mense se lewens ingesaai het, net gesegde, dinge wat jy gesê het, nadat daai woorde stil geword het, en sy nie meer daar's nie, en hulle nie meer daar's nie, is daar goed, wat nog steeds gaan staande bly. Wat gaan jy bou? Wat gaan staande bly? Daar is baie stemme daar buite, maar God soek vaders wat bou. Amen. Amen.